Goeiedag, baie welkom by die Gereformeerde Kerk Ontdekkers. Ons skriflesing kom vanmôre uit Markus 1 vanaf vers 21 tot 28. Kom ons luister saam na die woord van die Here. Kom ons buig ons hoofde in gebed saam. Onse Vader in die hemele, wat ons nie weet nie, leer ons dit nou deur u woord en deur u Gees. Wat ons nie het nie, skenk dit aan ons in die groot genade. Maak ons wie ons in eie krag nie kan wees nie. Ja, maak deur u Gees ons u kinders, alles ter wille van u Seun Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Ons skriflesing kom vanmôre uit Markus 1 vers 21 tot 28. Dis die genesing van 'n besetene. Hulle het in Kapernaum ingegaan en op die Sabbat het Jesus dadelik die sinagoge binne gegaan en begin leer. Hulle was verwonderd oor sy lering, want hy het hulle geleer soos iemand met gesag en nie soos die skrifkenners nie. Juist toe was daar in hulle sinagoge 'n man in die mag van 'n onrein gees en hy het hard geskreeu: "Los ons uit, Jesus van Nasaret. Het u gekom om ons te vernietig? Ek weet wie u is. U is die Heilige van God." Jesus het hom skerp aangespreek: "Bly stil en gaan uit hom uit." Die onrein gees het die man stuiptrekkings laat kry, kliphard geskreeu en uit hom uitgegaan. Almal was verbaas en het daarom onder mekaar geredeneer: "Wat is dit die? 'n nuwe gesaghebbende lering? Hy beveel selfs die onrein gees en hulle gehoorsaam hom." Die nuus oor hom het dadelik oral in die hele omgewing van Galilea versprei. Tot sover ons skriflesing. Ons gaan fokus op hierdie woorde in vers 34. Hy het die demone nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle hom geken het. Wanneer ek en jy ietsie doen, is dit van uiterste belang dat alles stap vir stap gedoen moet word en dat alles op die regte oomblik gedoen moet word. Dink byvoorbeeld as jy 'n koek sou bak, jy het jou resep en alles, jy kan nie alles sommer net deur mekaar maak nie, daar's 'n hele pad wat gevolg moet word. En ook as jy kinders groot maak, jy moet die regte stappe volg, jy kan nie eers loop voordat jy nog nie geleer kruip het nie, jy kan nie eers matriek doen voor jy nie by graad 1 begin het nie, jy moet alles op die regte tyd doen. Of dink aan 'n militêre operasie. In 'n militêre operasie, op die laaste vergadering of die ordergroep, soos die ou army manne daarvan gepraat het, sou almal hulle oorlosies gesinkroniseer het om seker te maak, almal se oorlosies is op presies dieselfde tyd, want elke aanval, elke ou se bydra moes saam kon werk op die regte oomblik om van die operasie 'n sukses te maak. As iemand te vroeg sou aanval, of as iemand te laat sou aanval, dan kon dit daartoe lei dat die hele veldslag verloor geword het. Of as iemand dalk te vroeg sou skreeu en hulle plekke weggee, dan was verloor omtrent 'n uitgemaakte saak. In enige plan is tydsberekening van die uiterste belang. Ook God se plan van verlossing vir sy kinders moes stiptelik uitgevoer word volgens God se plan en op sy tyd uitgevoer word. Daar moes 'n Ou Testamentiese tyd gewees het met die wet, al die offers en die seremonies, die tempeldiens en die tyd van die konings en die ballingskap, al daai dinge moes presies gebeur het, juis om ons eie sondegebrokenheid, die mens se sondegebrokenheid en sy onvermoë om die wet na te kom, om dinge reg te maak met God, aan ons uit te wys. En toe die regte tyd daar was, het God sy seun mens laat word, sodat hy onder ons kom woon het.
Maar ook toe Jesus gebore is van die krib, was die seun in 'n opmars om die duiwel aan die kruis te verslaan. Dink net, as iets sy plan ontydig kon weggee, kon die hele plan skibreek gelei het. Daarom, toe 'n onrein gees ontydig uitroep, ek weet wie u is die heilige van God, het Jesus hom ferm geantwoord en daarop gereageer, bly stil en gaan uit hom uit. Verklaarders is dit eens dat hierdie bly stil opdrag van Jesus hou dieselfde krag in as wanneer die Engelse man sê, ag man, shut up, bly stil, jy mag dit nie sê nie. Nou die evangelis Markus was heel moontlik die Johannes Markus, van wie ons ook in die boek Handelinge lees, nou alhoewel hy nie een van die 12 apostels was nie, het hy heel wat saam met hulle geloop en was saam met hulle op reis, op sendingreise gewees. En soos wat Paulus 'n seun in die geloof gehad het, Timoteus, so het Petrus 'n seun in die geloof gehad, by name Johannes Markus. En daarom kan ons met goeie rede glo dat meeste van die materiaal wat Markus in sy evangelie opgeskryf het vir ons, hy van Petrus afgekry het, of dat hy en Petrus het saam versamel het en gesif het en die egtheid daarvan nagegaan het. Ja, ons moet altyd onthou dat die evangelies is nie geskryf terwyl al die dinge gebeur het nie. Daar's notas gemaak en daar was 'n klomp los bronne gewees, maar dis eers omtrent 30 jaar na Jesus se hemelvaart geskryf, toe dit bitter swaar gegaan het met meeste gelowiges wêreldwyd. Die vervolging teen die Christendom het by die dag al hoe feller begin word. En dis hoekom Markus sy evangelie geskryf het, om sy eerste lesers aan te moedig om in die geloof staande te bly. En so die Heilige Gees natuurlik al die evangelies, die Bybel vir ons laat opskryf, sodat ons ook in vandag se tyd bemoedig en versterk kan word deur die woord van ons Here. Nou as Markus hierdie evangelie van hom begin, is so mooi begin, hy skrywe, die begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God. Dit is so 'n mooi begin. En dan sê hy vir ons waaroor hy gaan skryf, wat gaan volg van Markus 1 vers 2, wat nou hierna gaan volg, gaan hy eintlik vir ons sê, maar hoe kom hy by hierdie stelling? Ja, hy vul die goeie nuus van God, ja, hy vul dit met die persoon en die werk van ons Here Jesus Christus. Onder inspirasie van die Heilige Gees wil Markus sê, sy eerste lesers, ook ontdekkers se lidmate, moet vandag vas en seker weet, Jesus Christus is die gestuurde Messias, die verlosser wat van God kom. Ons moet nie daaroor wonder nie, ons moet nie daaroor twyfel nie, ons moet sterk staan hierin. Die beste nuus wat elke sondaar wil hoor, die beste nuus wat elke sondaar moet hoor, dit wat ek en jy die graagste van God wil hoor, sê God vir ons in Jesus. In alles wat Jesus leer en wat hy vir ons doen. En daarom begin Markus. Hy begin, as jy sy evangelie gaan kyk hier in Markus 1, dan begin hy met Johannes die Doper, wat Jesus uitwys as die Messias. En God wil dit bevestig en sê, maar dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaag het, in wie ek my verheug. En dan vat hy ook die hart van Jesus se prediking saam, in daai baie bekende woorde in Markus 1 vers 15. Die bestemde tyd is vervul, en die koninkryk van God is op hande, bekeer julle en glo die evangelie. Met hierdie woorde sê ons Here Jesus Christus baie duidelik, dat God op die punt staan om al sy kinders finaal te verlos, deur 'n baie belangrike oorwinning te behaal. God se plan van verlossing en die vestiging van sy koninkryk nader 'n beslissende oomblik met sy koms na hierdie wêreld toe. Maar voor daardie beslissende oomblik begin Jesus om nie net sy almag as seun van God aan ons te wys nie, maar om ook die koninkryk van God stadig maar seker te laat deurbreek in die harte en in die lewens van God se kinders. Hy verkondig en hy leer die mense vanuit die woord, vanuit die Ou Testament van destyds.
Ja, 15 maal in hierdie evangelie van Markus wys hy ons op die evangelie. Dan praat hy dit wat Jesus ons leer, dit waarmee Jesus ons onderrig, is God se goeie nuus. Christus gaan verder deur die koninkryk te laat deurbreek, deur hulle wat honger is, kos te gee. Deur die wat siek is, gesond te maak. Dat die wat in sonde vasgevang is, se sondes te vergewe. En die wat met 'n bose mag beheer word, om hulle daarvan te bevry. Deur sy werke het Jesus die koninkryk van God in die harte en in die lewens van mense 'n werklikheid gemaak, dit laat deurbreek. En so het ons ook saam geluister na die genesing van 'n besetene in die sinagoge van Kapernaum. Ons weet dat in die begin van Jesus se bediening was 'n groot deel van sy bediening was in Kapernaum gedoen. Want destyds was Kapernaum 'n baie belangrike stad. Mense kan amper sê hy was op die hoofroete, die groot nasionale N1 tussen Egipte en die Midde-Ooste van destyds. Dit was 'n baie belangrike handelsroete met Kapernaum op hierdie roete. Ja, ons het gehoor dat Jesus het begin preek by die sinagoge. Nou, dis 'n plek waar die Jode bymekaar gekom het om uit die Ou Testament te lees elke Sabbat en om vanuit die Ou Testament geleer en onderrig te word deur 'n rabbi of deur 'n meester. En waar almal daarin gewoond was dat die skrifkenners maar net geleer het wat hulle uit die Ou Testament kon gelees het, was Jesus se prediking en sy lering heeltemal anders te gewees. Ons het gelees dat die mense verwonderd was oor sy prediking, want hy het hulle geleer soos iemand met gesag. Hoe anderste? Van die hele Ou Testament, elke skrifrol, ja, hulle het sulke kaste gehad met die skrifrolle wat so ingelê het, dit is voor die tyd van boeke. Elke skrifrol wys dan heen na hom, gaan oor hom, want hy is tog die woord wat vlees geword het en onder ons kom woon het. Ja, elke woord in die Ou Testament gaan eintlik oor God se opmars, God se geskiedenis wat op pad is na Golgotha toe. Dis waaroor alles ook gaan in die Ou Testament, oor die Messias en die Verlosser wat hy gaan stuur. Ja, ons het ook gelees van 'n man wat in die sinagoge gesit het en wat in die mag van 'n onrein gees was. Nou, of hy in die verlede gereeld in die sinagoge kom sit het met hierdie onrein gees in hom, en of dit die eerste keer was dat hy dalk daai oggend daar was, omdat hy ook een van die is wat gehoor het, dat Jesus doen groot dinge en hy verkondig en hy preek met gesag, dit weet ons nie. Want ons lees nie dat die bose gees vooraf met hom snaakse dinge gedoen het, soos wat ons by ander plekke kry, waar daar 'n bose geeste by betrokke was, dan hulle die mense hard geskreeu en snaakse dinge gedoen het. Hier is dit nie die geval nie, totdat dat Jesus die bose gees uit hom uitgedryf het nie. As die kerkleiers vooraf geweet het, dat hierdie man met 'n bose gees gevul was, dan sou hulle hom in elk geval nie in die sinagoge toegelaat het nie, want dan sou hy seremonieel en moreel onrein gewees het, dan kon 'n Jood nie naby hom gekom het of in hom gevat het nie. Hy kon nie in die sinagoge gewees het as hulle dit sou weet nie. Maar toe Jesus op daardie spesifieke Sabbat in die sinagoge is, en die man daag daarop, toe roep hierdie bose gees hard uit, los ons uit, Jesus van Nasaret. Het u gekom om ons te vernietig? Ek weet wie u is. U is die heilige van God. Almal in die sinagoge moes dit gehoor het. Maar val dit julle op, het julle fyn opgelet, dat hierdie bose gees sê presies wie Jesus is. Hy weet dit. Wie Jesus is, hierdie Jesus van Nasaret, daai timmerman seun van Josef en Maria, hy is ook die heilige van God. In die Ou Testament, vir 'n Jood, om dit in 'n sinagoge te sê, daar's net een heilige God, en dis die God wat ons leer ken in die Ou Testament. Deur na Jesus te wys as die heilige van God, beteken dat hy sê vir die mense in die sinagoge, Jesus van Nasaret,
is ten volle mens. Hierdie Jesus van Nasaret is ten volle God. Hy is ook die seun van God, hy is die gestuurde Messias. Hy sê presies, ook vir die mense wat Jesus kom doen het. Met die vraag, het hy gekom om ons te vernietig? Hy sê presies wat Jesus kom doen het. En hy wys alreeds na die kruis, waar die deurslaggewende slag gaan plaasvind, waar die duiwel in sy mag finaal gebreek kan word. As die bose gees presies sê wie Jesus is en wat hy kom doen, maak Jesus hom baie vinnig en baie skerp stil met bly stil en gaan uit hom uit. Nou sonder om tyd te mors en om so min as moontlik aandag op die bose gees te vestig, verdryf Jesus hierdie demoon en bevry hy die man van hom. En hierdie is een van die in die evangelie volgens Markus, die eerste voorbeelde in die evangelie waar Jesus bose geeste uitdryf of 'n wonderwerk doen en vir die mense die opdrag gee om stil te bly. Ek dink baie van die mense, hulle praat daarvan as hierdie groot swygebod in die evangelies. En baie mense het al vir my gevra, Dominee, hoekom wil Jesus nie hê die mense moet praat nie? Dink maar aan die opwekking van Jairus in Markus 5, dan wek Jesus 'n dogtertjie op. Nadat hy almal weggestuur het en net die binnekring disippels is daar en die pa en die ma is daar, dan wek hy die dogtertjie op en dan gee hy baie duidelike opdrag aan die pa en die ma. Julle sê vir niemand hiervan nie. Hoekom het Jesus dit gedoen? Hoekom hierdie swygebod? Hoekom doen hy God grote dade? Hy doen wonderwerke, maak 'n dooie gesond en niemand mag iets sê nie. So jy kan stil bly as jy sien hoe Jesus voor jou iemand lewend maak? Die eenvoudige antwoord is, die tyd was nog nie reg nie. Ons moet onthou dat die keiser in Rome op daardie oomblik oor Juda en Samaria geheers het. Deur sy konsuls en prokurators het hulle die geringste teken van opstand met soldate en met geweld gestop. Daarmee saam was daar onder die Jode, die mense in daardie sinagoge, 'n sterk verwagting dat die Messias weer terug gaan kom. Maar hulle het 'n aardse Messias verwag, wat weer die volk Israel en hulle koninkryk gaan vestig en wat hulle van die Romeinse ryk gaan bevry. Dat die geringste teken van 'n Messias kon gelei het tot 'n bloedige opstand. Hierdie bose gees is letterlik soos iemand wat in 'n militêre operasie geraas maak, sodat die vyand kan sien wie is op pad. Hy wil God se plan weggee en hy wil dit in die spore stuit waarmee Jesus besig is op pad met sy opmars na die kruis. Die duiwel het geweet as hy 'n oproer onder die volk kon begin, kon hy dalk die bediening van Jesus en sy opmars na die kruis sommer daar aan die begin van Jesus se bediening net daar gestop het. Miskien moet ons hieruit leer, die duiwel is baie slimmer as ek en jy, en hy weet presies hoe God is en hoe God se planne loop. Moenie dink ons kan met die duiwel sit en heel en slim plannetjies maak nie. Jy maak 'n vet fout. Dit was van uiterste belang dat die deurslaggewende veldslag volgens God se plan en op sy tyd moes gebeur. En daarom lees ons. Ons lees ook na die verheerliking op die berg, later in die evangelie van Markus, daai bekende gebeurtenis op die verheerliking van die berg. As hulle afstap van die berg af, dan lees ons, terwyl hulle die berg afgaan, het Jesus hulle beveel om niemand te vertel wat hulle gesien het nie. Dink net, jy was op die berg van verheerliking. Jy sien Elia, jy sien vir Moses, jy sien Christus vir wie hy werklik is, en hier kom jy van die berg af, was een ding wat jy wil doen, jy wil vir almal gaan vertel. En Jesus sê, bly stil. En die rede, hy sê hierso, moet niemand vertel wat julle gesien het nie, voordat die seun van die mens uit die dood uit opgestaan het nie. En hier is die kruks van die hele saak. Jesus se persoon en sy werk, sy prediking, sy wonderwerke, sy dade van deernis en omgee, sy vergifnis van sondes, kan net
in die lig van die kruis en die leë graf reg verstaan word. Jesus moes die lydende knegt wees. Soos wat die Ou Testament ons leer, wat aan die kruis sy lewe as losprys vir ons sondes gegee het. Jesus moes sterf en uit die dood uit opstaan, sodat die dood nie die laaste sê oor ons kon hê nie, maar sodat ons saam met hom vir ewig kan lewe. Evangelie, die goeie nuus van God in Christus, kan nie werklik verstaan word sonder die kruis en die leë graf nie. Daarom sou die mense dit vooraf ook nie verstaan het nie. Gaan lees gerus maar weer die evangelies, hoe Jesus se disippels tot die aand voor sy kruisiging nog nie verstaan het waaroor alles gaan nie, en nog steeds aards gedink het oor hierdie Messias wat sy koninkryk kom vestig, sodat ek aan die linkerkant en ek aan die regterkant kan sit en 'n belangrike een in sy koninkryk kan wees. Ja, van hoe verward hulle was na sy opstanding uit die dood. En eers toe die Gees in hulle uitgestort is, toe hulle die kruis en die leë graf in die lig kon sien van die hele Ou Testament, toe verstaan hulle. Gaan lees Petrus se preek op Pinkster in Handelinge 2. Hoe hy die opgestaande Here verkondig, vreesloos. Markus deel die evangelie met ons. Meer as enige ander evangelis gebruik hy die woord evangelie. Hy gebruik dit 7 maal. Matteus net 4 keer. Johannes en Lukas gebruik glad nie die woord evangelie in hulle evangelies nie. Ja, hy maak geweldig gebruik van die woord evangelie. God se goeie nuus. En dan gaan dit oor Christus, die gekruisigde, die Here wat opgestaan het. Daarom is dit so belangrik, so betekenisvol, dat as ons vanmôre hier aan die nagmaalstafel gaan kom aansit, dat ons onder opdrag van ons Here herinner word, dat ons moet terugdink aan die kruis, toe sy liggaam vir ons gebreek is, toe sy bloed in ons plek gevloei het. Want wanneer ons die brood eet en die wyn drink, doen ons dit tot sy gedagtenis. En dan herinner die Heilige Gees ons aan die goeie nuus. Die beste nuus ooit wat 'n sondaar wil hoor, die suiwer evangelie. Al ons sondes is net om Christus wil vergewe. Dis wat ons saambind vanmôre. My broer, my suster, ons soek ons verlossing buite onsself net in Christus. Maar ook dat ons reeds saam met hom in 'n nuwe lewe opgestaan het en dat ons tot in ewigheid nie sal sterwe nie. Nie op grond van wie ons is nie, maar op grond van wat Christus vir ons by die kruis gedoen het en omdat hy die dood uit opgestaan het. Ja, die nagmaal roep ons ook op in 'n tyd en 'n wêreld waar al hoe meer mense Jesus verkondig sonder die kruis en die opstanding uit die dood, om gelowig vas te gryp aan hierdie goeie nuus van die Seun, Christus, die gekruisigde, die Here wat uit die dood uit opgestaan het, ja, om hierdie evangelie te verkondig. En Paulus leer ons tog, dat enigiemand wat 'n ander evangelie verkondig, vervloek is hy. As Jesus 'n demoon stil maak wat die waarheid oor wie Jesus is uitroep, mag Jesus hom baie skerp stil. Hy wou God se plan van verlossingstyd deur 'n oproer te veroorsaak. Maar die goeie nuus is, God is in beheer van sy plan van verlossing. Sy tydsberekening is volmaak in die kol. Fyn beplan moes die Messias aan die kruis sterf en opstaan. En sonder die kruis en die opstanding van ons Here, maak die hele Bybelse boodskap nie sin nie. Alles in die Ou Testament stuur daarop af. Alles na dit beweeg van daar af vorentoe, tot op die dag wat ons Here weer terug gaan kom op die wolke. Daarom, my broers en susters, mag die Heilige Gees ons harte oorweldig met die evangelie. Ek wil julle elkeen in die oë kyk,
Mag die Heilige Gees hierdie evangelie in julle harte vasmaak. Dat julle dit soos klein kindertjies sal omhels, dit sal glo. Mag die Heilige Gees ons geloof met hierdie nagmaal versterk, in die tekens van brood en wyn, en ons gedagtes vestig op Christus. Dat ons nooit in hom sal twyfel, maar dat ons juis in hom sal vas staan. Mag die Heilige Gees ons ook daartoe bring om te vertel. Want ons Jesus, ons Here, het nie vir een van ons gesê om stil te bly nie. Hy het vir ons gesê, in jou gaan, waar jy gaan, aan al die nasies toe, gaan vertel dit, maak hulle my disippels. Ons staan onder die opdrag, gaan vertel, maak bekend. Ons Here is gekruisig, maar hy het opgestaan, hy is ons verlosser. Amen. Here, ons sê, Here, ons dankie dat U in die groot genade, die goeie nuus, die evangelie, deur U woord en deur die Gees weer met ons kom deel het. Ons dankie dat ons ook met die viering van die nagmaal, ja, die troostryke gebeurtenis van U Seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. Dat U ons weer daaraan wil herinner, dat U ons weer in ons geloof wil versterk. En dis ons gebed vanmôre. Gee dat U Heilige Gees dit in ons harte sal bewerk, dat ons in 'n opregte vertroue, in 'n ware geloof, dat ons meer en meer sal oorgee aan U Seun, Jesus Christus, sodat ons met Hom die hemelse brood gevoed kan word, maar ook dat ons nie meer in ons sondes mag bly lewe nie. Ja, kom o Gees van God, kom wys ook ons eie sondegebrokenheid aan ons uit, bring ons harte tot bekering, sodat ons Verlosser van harte kan lief hê en kan dien. Help ons om onsself te verloon, ons Heiland te bely, maar ook om met 'n gespanne afwagting uit te sien en te verlang na die dag wat ons Here weer op die wolke gaan kom. Here, wil U self ons harte ook versterk, waar ons nou gaan aansit aan die tafel van ons Here. Dit bid ons in sy naam alleen. Amen.